Kom ons word 'n bietjie stil. En ons begin hierdie erediens. Hemelse Vader, U is waarlik God. U is vol liefde. En alle mag behoort aan U. Here Jesus, U is Christus, die Seun van God die Vader. En U is koning. U regeer in die hemel en ook hier op aarde. U het alle mag ontvang van God die Vader. Heilige Gees, ook U is God. Ja, U is drie in een. Vader, Seun, Heilige Gees. En ons eer U. Ons buig voor U. Ons aanbid. Amen. Ons gaan ons saam lees. Vandag Pinksterfees. Kan julle onthou wat gebeur op daardie dag? Daardie dag met Pinkster. Wat het gebeur? En julle onthou wat het gebeur daardie oggend? Die disippels was by mekaar daardie oggend te bid. Skielik was daar die geluid van 'n wind, wat hulle gehoor het. Verbaas, wat sterk, drukte. En skielik het vuur, vlamme gekom, verdeel. Kom op elkeen. Dit moes 'n wonderlike ervaring gewees het. En wat gebeur toe? Na die Heilige Gees gekom het op elkeen. Wat het gebeur? Ja. Hulle begin praat in verskillende tale. Verskillende tale. Ja, julle onthou, toe Jesus opgevaar het, sy laaste opdrag aan die disippels was, julle moet gaan getuig, gaan vertel van alle mense op die aarde. Nou, mense het verskillende tale. En wat doen die Heilige Gees eerste wanneer hy uitstort? Hy gee die disippels 'n klomp praat in verskillende tale, sodat hulle kan besef, nou kan ek gaan. Hoef ek te bekommer, hoe gaan ek praat met daardie mense in 'n ander land? Ek ken nie sy taal. Nou ek kan, want die Heilige Gees gegee vir hulle, kan verskillende tale praat. Nou daardie dag, baie mense van verskillende lande was saam in Jerusalem. En hulle hoor die disippels praat in hulle eie taal. Want hulle is Hebreëse mense, praat hulle in verskillende tale.
sodat die mense kan verstaan. En baie mense het gelowig geword daardie oggend. Nou dis wat gebeur daardie oggend. Ek wil vanoggend 'n stukkie lees in die Bybel waar Jesus verduidelik vir ons hoekom die Heilige Gees moes kom. Kyk net hier mooi na vers 5. Jesus sê daar, ons moet gebore word uit water en gees. Ek wil vanoggend verduidelik, wat beteken dit? Water en gees. Die kant is water, die kant is gees. So ek wil eers praat oor water. Julle onthou, toe Johannes die Doper begin vertel het dat Jesus kom, en hy gesê vir die mense, julle moet bekeer en gedoop word. Want Jesus kom, en Jesus sal julle met die Heilige Gees doop. Die water waarvan Jesus hier praat, is alles wat Jesus kom doen het. En die water wys na Jesus, alles wat hy doen het. Dus die kant is die Gees, die Heilige Gees, en alles wat die Heilige Gees kom doen. So, water is die opskrif van alles wat Jesus kom doen het. So die water sê, dat Jesus gekom het, om ons te red. Jesus het gekom om ons sonde te vat op hom en te sterf aan die kruis. Sodat God die Vader ons kan vergewe. Maar Jesus het gesê, ons moet dit glo en hom aanvaar as Here. En as bewys dat ek en jy dit aanvaar het en glo, moet ons gedoop. Nou wanneer, as jy gaan verder lees, daar in Handelinge 2, Handelinge 2, waar Pinkster, waar word lees van Pinkster, waar die oggend,
So toe die Heilige Gees gekom het en Petrus en die ander disippels begin praat het in verskillende tale. En die mense gaan vra, wat moet ons doen? Ons glo, wat moet ons doen? En Petrus het sê vir hulle, julle moet bekeer en gedoop word. En hierdie is by julle en julle kinders. As julle bekeer en glo, en aanvaar vir Jesus, dan moet julle gedoop word en ook julle kinders. So Jesus het kom red. Dan wat doen die Heilige Gees? 4. Hoekom dink julle het die Here 4 gestuur as teken van die Heilige Gees? Wat doen 4? Wat doen 4? 4 brand tot as. 4 vernietig. 4 brand tot as. So die Here wil van my vir jou sê, die Heilige Gees is ons vuur wat kom en by jou ou lewe vernietig. So ek en jy sterf. Binnekom, ons sterf. Ons ou mens sterf. En die Heilige Gees gee vir my en vir jou 'n nuwe lewe. En dit is weer gebore word. So ek en jy kan nie sterf en weer gebore word as die Heilige Gees dit nie maak nie. Hy maak dit. Hy kom binne elkeen. En gee ons elkeen 'n nuwe lewe. So word ek weer gebore. Nou moet en kan ek lewe as 'n kind van God. Maar self kan ek nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Hy leer. Hy help. Hy beskerm. Hy waarsku. Hy help om vir jou groei. Om 'n sterk gelowige mens te word. En dis waarom dit so belangrik is dat die Heilige Gees kom. So Jesus kom op red. Jesus kom om ons sonde te vat op hom. Sodat God die Vader ons kan vergewe. Nou hy het dit klaar gedoen. So hoe kan mense wat nou gered is, 'n nuwe lewe ontvang? Die Heilige Gees kom. En hy doen dit. Hy maak daardie nuwe lewe. Die groot vraag is, wanneer ontvang ek en jy die Heilige Gees? Wanneer kom hy woon binne jou? Julle kan gelees, hier gedruk, uit Johannes 14.
sê Jesus, beduidend. En Jesus sê, wanneer die mense hoor, wat hy sê, verkeer, en aanvaar, en glo, en nie word vir hom, sal God die Vader lief wees met daardie persoon, en God die Vader en die Heilige Gees sal kom woon binne daardie persoon. So wat het gebeur? Wanneer ek vertel vir jou van Jesus, en jy glo, jy sê ja, ek aanvaar vir Jesus, ek glo, op daardie moment, as jy sê, ek glo, daardie moment, kom die Heilige Gees, en hy kom woon binne jou, en verbrand, as jou kom nie, begin, gee vir jou, daardie moment, jy word opgevoerd, daardie moment, maar nou is jy nog een babietjie in die geloof, en jy moet groei in die geloof, sterk word, en begin lewe soos een kind van God. Maar wanneer Paulus skryf in 1 Korintiërs, hy sê, ek en jy kan nie sê dat Jesus Christus is die Here as die Heilige Gees ons nie help. So Paulus sê, hoe weet ek en jy het die Heilige Gees ontvang? Paulus sê, as ek en jy kan sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dan het jy die Heilige Gees ontvang. Want jy kan nie sê, Jesus is die Here, as die Heilige Gees jou nie help nie. Belangrik, ek en jy kan nie self sê, Jesus is die Here nie. Dit is die Heilige Gees wat my en jou oortuig, binne oortuig. En hy help my jou sê, ja, ek glo. Ja, ek aanvaar. So ek vra julle, wat sê julle? Glo julle dat Jesus Christus die Here is? Ja. Glo jy? Ja. As jy sê ja, jy het die Heilige Gees ontvang. Jy kan nie sê ja nie, as die Heilige Gees nie woon binne jou. As die Heilige Gees nie woon binne jou nie, jy sal sê, dit is nonsens, glo nie. As jy gevoelig word binne, oopmaak, en sê ja, ek glo, is dit dat die Heilige Gees kom en jou oortuig, en jou help om te sê, ja, ek aanvaar. So, julle sien hoe belangrik is die werk van die Heilige Gees. Daarom mag ons nooit vergeet van hom nie. Jesus het gesê, die Heilige Gees kom vir ewig, altyd, by ons elkeen woon, ons te help, ons te leer, ons te beskerm. Paulus sê ook, as 'n persoon nie die Heilige Gees het nie, dan is hy nie 'n kind van God nie. Ons moet die Heilige Gees hê. En ek en jy het hom ontvang. En wat nou belangrik is, dat besef dat hy by jou is. En jy begin praat met hom. As die Heilige Gees sê, jammer, ek vergeet van jy.
Ja, maar ek luister nie. Want die Heilige Gees wil vir my en vir jou help om die Bybel te verstaan. Want die Heilige Gees sê nie vreemde dinge nie. Nee, Jesus sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal die Heilige Gees ons herinner aan alles wat Jesus geleer het. Nou waar is opgeskryf alles wat Jesus geleer het? Wat? Alles wat Jesus geleer het, is hier opgeskryf. So die Heilige Gees van my en jou herinner en leer alles wat hier geskryf is van Jesus Christus. So ek en jy kan glo wat so begin. Ek en jy kan nie sonder die Heilige Gees. So vanoggend ons moet baie bly wees dat die Heilige Gees uitgestuur is. Gekom het na elkeen van ons. Sodat ons kan weer gebore word en kinders van God die Vader word. En ek bid vanoggend dat die Heilige Gees vir jou vanoggend help om hierdie boodskap te verstaan. Van verre en daar by jou huis en die toekoms te dink aan mekaar te dink daaraan. Bewus te wees dat die Heilige Gees woon by jou. En deur die Heilige Gees sê Jesus is hy en God die Vader by ons. Wonderlik. So ons eer die Heilige Gees. En ons wil hom nie seermaak vir die geprobeer nie. Nee, ons wil die Heilige Gees eer en toelaat dat hy lewe en beheer ons. Dat ons help lewe as kinders van hom. So mag die Heilige Gees vir jou help. Bewus maak van sy teenwoordigheid, sy